Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre, vertrou dit gaan goed. As kind van God is ek en jy toegerus met 'n wapenarsenaal. En sekere wapens dra meer krag as ander. Een van die grootste wapens in ons arsenaal vanoggend as kind van God is gebed. Maar die vraag wat baie het is, hoe lyk gebed? Wat is gebed? Hoe werk gebed? Is gebed belangrik? Toe Jesus op aarde was, het hy vir 3,5 jaar saam sy disippels gestap. Vir 3,5 jaar het hulle al die wonderwerke aanskou. Hulle het gesien hoe blinde oë oopgaan. Hulle het gesien hoe dowe ore oopgaan. Hulle het selfs gesien hoe die dooies opstaan. Hulle het gesien hoe hy 5000 voed met 2 visse en 5 broodjies. En hulle kon hom gevra het, leer ons hoe om hierdie wonderwerke te doen. Maar let op, hulle vra hom nie, leer ons om die wonderwerke te doen nie. Nee, hulle vra hom, leer ons hoe om te bid. Want hulle het gesien, 'n gesonde gebedslewe is die sleutel tot sukses. Ek en jy as kind van God moet leer om te bid. Ons moet 'n gesonde gebedslewe hê, want dis ons sleutel tot sukses. Hoor wat sê Lukas 11, vers 9 en 10. Hy sê, ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Is dit nie gebed nie? Hy sê, bid en jy sal ontvang. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis gebed. Hou aan, klop en klop en klop, tot en met die deur vir jou oopgemaak word. Tessalonisense sê vir ons, bid sonder ophou. So ek wil jou vanoggend bemoedig, bid tot en met jou deurbraak kom. Ek wil julle los met 'n laaste gedagte vanoggend. Het julle ook al daardie liedjie gesing in die sonnaarskool, weet jy nie, jy's 'n tempel? 'n Tempel van die Heilige Gees, vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek wil julle los met hierdie laaste Bybelvers vanoggend. Matteus 21 vers 13 sê, en ek sê vir julle, daar sal geskrywe wees, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Hoor mooi, hy sê sy huis moet 'n huis van gebed genoem word. Is jy nie die tempel van God nie? Is jou liggaam nie sy huis nie? Sê hy nie vanoggend vir my en jou dat ek en jy 'n gesonde gebedslewe moet hê nie? Ek wil jou vanoggend bemoedig, as jy iets nodig het van God, bid. En moenie ophou bid tot en met jy dit ontvang nie. Leer om te bid, want dis die sleutel tot alle sukses. Mag jy 'n wonderlike dag hê.